Ek wil elke een van julle hartlik verwelkom by hierdie week se motivering. Mag hierdie tyd wat ons saambring 'n bron van inspirasie en geloof wees, sodat ons herinner word aan God se beloftes en die groot werk wat hy in ons lewens wil doen. Geliefdes, kom ons bid saam aan die begin van ons motiveringssessie. Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Dankie vir die geleentheid om U woord te hoor en U seëninge te ervaar. Ons vra dat U ons harte sal oopmaak om te hoor wat U vir ons wil sê. Mag ons gedagtes, ons lewens en ons aksies altyd in lyn wees met U wil. Gegee in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit die boek van 1 Samuel, hoofstuk 16, vers 7. En dit lees soos volg. Maar die Here het vir Samuel gesê, moet nie na sy voorkoms of na die gehoogte van sy gestalte kyk nie, want ek het hom verwerp. Die Here kyk nie na wat die mens sien nie. Die mens kyk na die by, maar die Here kyk na die hart. Dit is die woord van God. En dit bring ons na ons tema vir vanoggend se motivering vir die week. En dit lees soos volg. God se tyd, erkenning van sy werk in ons lewe. Vriende, soms voel dit of mense nie raak sien of die waarde in ons erken nie. Miskien het mense jou oor die hoof gesien, jou talent het potensiaal gemis, of selfs jou goeie bedoelings verkeerd verstaan. Maar dit is in tye soos hierdie wat ons moet herinner word aan die woorde van die skriflesing wat ons nou net gelees het. In hierdie skrif lees ons hoe God nie die uiterlik sien nie, maar die hart. Dit is wat vir God belangrik is, nie die opinie van ander mense nie, maar wat hy in jou lewe wil doen. Dit het gebeur met Dawid. Hy was die jongste van sy 7 broers, en sy familie het nie eers gedink hy sou die gesalde koning wees nie. Maar God het hom gekies. En toe was dit duidelik wat God vir hom beplan het, groter was as wat enige mens kon dink of verstaan. Vriende, daar sal tye wees wanneer mense jou oorslaan, en jy sal voel of jy nie gewaardeer word nie. Maar weet dat wanneer God in jou lewe begin werk, selfs daardie mense wat jou miskyk het, sal moet eer wat hy in jou doen. Soos met Dawid, sal die mense jou op die regte tyd sien en erken dat dit net deur God is wat jy die man of vrou is wat jy is. God se tyd en planne is altyd volmaak. En hy weet wanneer om jou op te hef en jou gebruik te maak tot sy doel. Moet nie moed verloor nie. Vertrou op die pad wat God vir jou voorberei het. Geliefdes, kom ons kry die gedagte vir die week. Die mense wat jou oorslaan het, sal moet erken wat God in jou sien. Laat dit jou herinner om nooit moed te verloor nie, selfs wanneer ander mense jou nie raak sien nie. God se werk in jou lewe is nie afhanklik van mense se opinies nie, maar sy roeping en tydberekening. Vertrou daarop dat God jou sal verhef wanneer dit die regte tyd is. Geliefdes, aan die einde van ons motiveringssessie, kom ons bid saam. Vader God, dankie dat ons vandag herinner is
aan u perfekte wil en plan vir ons lewens. Mag ons altyd onthou dat u nie kyk na die buitekant nie, maar na ons harte. Help ons om geduldig te wees, om op u tyd te vertrou en om altyd op u werk in ons lewens te wag. Mag ons altyd u wil volg en mag ons wees wie u ons gemaak het om te wees. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.